Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons antwoord op die groetseën van die Here, Psalm 138. Ons sing daarvan die eerste en die tweede vers waarna ons saam sal bid. Psalm 138 vers 1 en 2 waarna ons in gebed verenig. Ons Vader in die hemel, aan U kom toe al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. U alleen wil ons vanaand ook loof, omdat ons in U bly is. Ja, omdat ons blydskap vind in ons Here Jesus Christus. Hy wat vir ons as sondaar mense ook ware troos gebring het. Daarom is dit ons gebed dat U vanaand ook in hierdie erediens sal spreek, Here, en dat ons U kinders sal luister. En daarom vra ons vir die werking van U Heilige Gees, sodat ons vanaand opnuut herinner sal word van ons Here Jesus Christus, van sy evangelie
waaruit ons leef. Ons bid ook vanaand dat U koninkryk sal laat kom in ons lewens en laat sigbaar word. Juis ook in die manier wat ons na U woorde luister. Dat ons U woord ook gaan gehoorsaam elke dag van ons lewens. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet ons kan dit alleen doen in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser. Amen. Vanaand, broeders en susters, die laaste gedeelte van Openbaring 22. Ons het vanoggend nou vers 1 tot 5 gekyk. Vanaand kyk ons vanaf vers 6 met die klem op vers 20. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Kom ons luister saam vanaf vers 6. Toe sê die engel vir my: hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe: kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my: moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer: kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid, ek is die helder môre ster. Die Gees en die bruid sê kom. Elkeen wat dit hoor moet sê kom. Elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe staan. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig sê: ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Nou, ons gaan eers saam sing uit ook 'n gedeelte van Openbaring 3, waarin Jesus self in die woord is. En dan gaan ons saam sing Skrifpryming 15:7, vers 3, 4 en 5, waarin hy sê: ek kom gou, hou dan bestendig wat my mond aan jou beloof. Wees net waaksaam en laat niemand jou die eerkroon ooit ontroof. Wie oorwin hom sal ek bevestig, as 'n seil sal hy verrys, om daar nooit weer uit te gaan nie, in my God se pragtpaleis. Ons sing vers 3, 4 en 5 saam, waarna ons weer ons sitplek kan inneem.
Vanaand dan in aansluiting by die afgelope weke se aanderedienste die uitroep in antwoord op Jesus se woorde, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus, roep die gelowige. Nou weet ons broeders en susters, hierdie is nie net die laaste hoofstuk van Openbaring nie, dis ook die laaste hoofstuk van die Bybel. 'n Bybel waarin ons keer op keer hoor, Jesus kom weer. En vanaand sê hy dit self, ek kom gou. En dan antwoord die gelowiges van alle tye, amen, kom Here Jesus. Dis eintlik as 'n mens dit hoor hier in Openbaring 22, daardie laaste verse van die Bybel, asof daar iets van 'n afwagting by die gelowiges is, 'n opgewondenheid is oor die wederkoms van Jesus. Mens dink onderwillekeurig ook aan 'n beeld dalk uit jou kinderdae uit, toe jy gehoor het van iets groots wat gaan gebeur in jou familie of iemand wat by jou gaan kom kuier, jou oupa of jou ouma, of 'n partytjie wat vir jou ouers gaan hou, of as jy op vakansie ry. Daai opgewondenheid van 'n kind, daai afwagting, daai spanning, elke paar minute, elke oomblik, hoe lank nog, hoe ver nog, wanneer gaan dit gebeur? En hier kom Jesus, hy sê ja, ek kom gou. En dan sê die gelowiges, amen, kom Here Jesus. Hoe lank nog, hoe ver nog, wanneer? Ja, ons weet dit, hy's op pad, hy kom weer. Ons weet dis die groot dag waarna almal verlang, die magtige gebeurtenis waarop die wêreldgeskiedenis gaan uitloop. 'n Wonderlike gebeurtenis wat hier in Openbaring 22 vir ons belig word. Vanaand gaan ons daaraan kyk in die hand van, kom ons noem dit 3 punte, 3 hoeke waaruit 'n mens daarna kyk. Wanneer sal Christus kom? Ons ken al daardie antwoord, maar hier 'n bietjie meer inligting. Wat gebeur as Jesus weer kom? En dan belangrik, weer die tyd waarin ons leef voordat Jesus kom. Nou die groot vraag op almal se lippe, wanneer sal Christus kom? Nou hier's die mooi van hierdie gedeelte in Openbaring 22. Jesus sê wanneer hy kom, hy sê ek kom gou. Hy sê ek kom gou. Nou wanneer jy deur die Bybel lees, dan hoor jy baie van die wederkoms van Christus. Wanneer jy deur Openbaring lees, dan hoor jy dit by herhaling. Ook hier word dit gesê, die tyd is naby, die eindtyd is naby. Nog net 'n kort tydjie word daar in Openbaring gesê. Nou dit self sê vir 'n mens, daar's dringendheid hierin vervat. Daar's 'n waarskuwing daarin vervat oor die manier hoe mense ons tyd gebruik. Dit is amper asof die Here Jesus sê, julle moenie die tyd mors nie, want ek kom gou. Dis net om die draai. En ons as kinders van God moet rekening hou met die feit dat daardie einde nader spoed. Die einde soos ons gehoor het van die wêreld soos ons dit ken. En ja, ons weet dit, ons dit ook gehoor, die dag en datum ken ons nie. Maar die belangrike is, God weet dit. En Jesus Christus is die Alfa en die Omega, begin en die einde daarvan. En daarmee sê God vir ons, hy self het die einde vasgelê, soos hy self die skepingstyd bepaal het. En God self sê vir ons by monde van Jesus, dis naby. En dis al wat ons hoef te weet. Daarom het Jesus self vir ons gesê in die evangelies, kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. En dan sê hy, geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Daarmee sê hy eintlik vir ons, jou verhouding met God vandag bepaal jou verhouding met God in die ewigheid.
Jou verhouding vandag bepaal jou verhouding in die ewigheid. Mens kan dit amper vergelyk met Adam en Eva in die tuin van Eden, wat toe hulle agterkom hulle 'n skaal vir God gaan wegkruip het. Want hulle wil hulle skaamte bedek, hulle wil klere hê om aan te trek. Hier kom Jesus, dan sê hy, nee, jy moet jou klere reghou, sodat jy nie kaal hoef te loop, en almal jou sakande sien nie. En dis juis wat gebeur as Christus weer kom, daar die volgende punt. Jesus self gee die antwoord, hy sê, ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. As jy terugblaai 2 bladsye in die Bybel, dan hoor jy daar van wat gebeur daar. Die boeke word oopgemaak, soos ons dit noem. Die boeke van elke persoon se gewete, waarin alles geskryf staan wat jy op die aarde gedoen het. Hoe jy die tyd gebruik het, wat God jou gegee het. En vir 'n ongelowige weet ons, 'n verskriklike dag. Want dan word die oordeel van God oor al die sondes wat jy gedoen het voltrek. Word jy saam met die Satan in die vuurpoel gegooi. Want die loon van die sonde is die dood. Maar aan die ander kant vir die gelowige gebeur daar iets wonderliks. En weer is dit Jesus self wat aan die woord is, en dan sê hy dit in ons teksgedeelte ook. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte van die stad kan ingaan. Geseënd is die wat hulle klere was in die bloed van die lam. Ons kry die belofte, wanneer Christus kom, dan deel ons in daardie seëninge waarvan ons gehoor het die afgelope weke. Die seëninge van die nuwe skepping, die nuwe Jerusalem, die teenwoordigheid van ons hemelse Vader waarvan ons vanoggend gehoor het. En ons Here Jesus kom as regter om te kom oordeel, maar onthou, hy is ook die een wat met sy eie bloed vir ons sonde skuld betaal het. Hy is die regter wat self een keer as 'n aangeklaagde en 'n beskuldigde voor God gestaan het, al was hy self onskuldig. Maar hy het in ons plek daar gestaan. En daar het hy ons skuld op hom geneem. En al verwag ons hom nog steeds om te kom as regter, twyfel ons nie meer oor wat die uitspraak gaan wees as ek voor hom staan nie. Daarom die wonderlike uitnodiging wat hy self aan ons rig. Hier in Openbaring 22 sê hy dit, elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry verniet. Ons kan drink uit die fontein van lewende water. En dis ons laaste punt. Wat moet gebeur voordat Jesus kom? Met ander woorde, wat moet vandag in jou lewe gebeur? Wanneer jy besef hoe naby die tyd is, dan weet jy ook, daar's nie tyd om uit te stel nie. Daar's nie tyd om te sê, ek sal môre of volgende week of oor 'n jaar nie. Dis nou. Die tyd om tot bekering te kom is nou. Ons kan nie uitstel om na God se woord te luister nie. Want die tyd is naby en wie nie gereed is nie, sal bly soos hulle is. Gaan lees 'n bietjie heel eerste hoofstuk van Openbaring. Gaan lees vers 3. Daar al hoor jy dit, die tyd is naby. En dan sê Jesus dieselfde wat hy hier in die laaste hoofstuk sê, geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profesie ter harte neem. Elkeen wat dit hoor, elkeen wat dit ter harte neem, is geseënd. Hoekom? Want die tyd is naby. En daarom moet ons besef hoe belangrik dit is vir ons elkeen om op hoogte te wees van dit wat in die boek Openbaring staan
maar ook in die Bybel as geheel. Dis dringend noodsaaklik, sê Jesus, dat ons daarvan kennis neem, dat ons dit ons eie maak en luister wat God vir ons sê. En daarom moet ons die genademiddele wat God vir ons gegee het, gebruik. Waarvan praat ek? Die woord en die sakrament. En dis die mooi daarvan, ons kan uitsien daarna om volgende Sondagoggend as die Here wil saam nie net na die woord van die Here te kan kom luister nie, maar ook die sakrament te kan ontvang. Want juist daardeur wil God ons geloof voed en versterk. Hoekom? Want as jy Openbaring deurlees, dan kom jy gou agter dat gelowiges in hierdie wêreld juis onder groot druk sal verkeer. Want die tyd waarin ons leef is vir die kerk ook 'n tyd van droefheid, 'n tyd van vervolging. Maar dit bly die boodskap. Ons sal staande bly. Waarom? Paulus vat dit pragtig saam in Romeine 8, dan sê ek daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met 'n gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. En dis hoekom ons ook gespanne, opgewonde bly is. Saam uitroep. As Jesus sê ek kom, dan sê ons amen. Kom Here Jesus, Maranatha. Kom Here Jesus, kom gou. Dit is net hartseer dat mens vandag nogal baie min hierdie gebed hoor uit ons eie monde uit. Maar in die tyd van Johannes was dit gebruik gewees onder die gelowiges om mekaar so te groet. Om vir mekaar te sê, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Elke keer wanneer hulle mekaar gesien het, het hulle vir mekaar gesê, onthou, ons sien uit na die koms van die Here. Hy wat vir ons beloof het, ek kom gou. En so, broeders en susters, as ons kan afsluit, hoor 'n mens dit, Jesus wat keer op keer sê, ek kom gou. Ons wat dan na die Bybel toe gaan en gaan luister wat hy vir ons sê, antwoord dan daarop met die amen. Daardie amen wat beteken voorwaar, ons glo dis regtig so. Daarom bid ons, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Is dit ook, broeders en susters, ons gebed elke dag. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand ook die wonderlike woorde van ons Here Jesus Christus kan hoor. Hy wat self vir ons sê, ja, ek kom gou. En daarop wil ons vanaand ook antwoord met die amen. Ons glo dit, ons sien uit daarna, ons verlang daarna. Daarom sê ons ook, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Kom ons sing dit ook, broeders en susters, met die beruiming van die Onse Vader gebed, waarin ons ook dit so mooi vra, laat u koninkryk kom. Kom ons staan vir die sing daarvan, waarna ons sitplekke inneem.
daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee. Kom ons loof die Here, Psalm 104, waarin ons sê, my siel wat uitsing tot Gods eer, sing onvermoeid en loof die Heer. Ons sing saam vers 20 en 21. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen, kom Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by julle almal wees. Amen.